Oké kijkers, zoals jullie weten is weer eens vrijdag. Ons is opgewonden voor aan een vrijdag. Is jullie zijn gunsteling aanbieders hier voor Gooi Kolle, Brian Monango en Andrew Poelman. En dalk als jullie wonder, waar staan die mannen? Wat een plek is hier? Ons ken niet van die plekje. Andrew vertel een beetje die kijkers waar ons is. Ons is hier so by ons Hoofborg Metro se hoofkantoor hier so in die noordelike industriële gebied. So natuurlik ja, ons beweeg maar na verskillende venues toe. Ja, so ons gaste vir vandag se episode, twee jong rugby spelers. So Edward Trotsky wat vir Wanderers hakker speel en ook die Amando Chombe wat die slot is vir FNB Unam. So hulle het al twee groot wedstryde vir die naweek. En ons 'n bietjie daaroor gesels. Oké, zoals Andrew gesê het, is groot ouens. Zoals maak seker ons gee hulle lekker kos. Patricia gaan doen haar shopping, koop die regte goed. Ons maak seker ons sort hulle uit met 'n lekker meal voor die groot wedstryde aan die gang hierdie naweek. En julle sal maar moet bietjie chill saam met ons van hier waar ons is, raas dit definitief. Soos Andrew gesê het, dit is 'n Northern Industry, daar's trains wat verby ry en alles is aan die gang. So bly ingeskakel. Dit gaan 'n lekker episode wees en dan sal julle sien wat maak ons in die kombuis want ek het iets spesiaal wat ek ook vir Patricia gaan leer vandag om te gebruik op haar recipe. So bly ingeskakel. Ons sien julle nou. Kijkers, is jou gunsteling braai aanbieder Patricia hier. So, en natuurlijk is ek by Metro Fresh om 'n bietjie inkopies te doen vir vandag se episode van Gooi Kolle. So let's get shopping.
vergeet dit kykers, ons het lekker shopping gedoen by Metro Fresh in hierdie episode van Footballer. Maar raai wat, ek gee jou my apron af vir braai vandag sodat hy vir julle kan lekker braai. Ek is af vir die groot game kus toe, maar ons sien julle op Footballer. Kijkers, zoals jullie daar gezien hebben, heeft Patricia voor ons een paar goedjes gekocht. En ons is gereed voor die braai vandaag. Zo, met Andrew zien je voor iets voor die naweek en met onze gast. Ja, so welkom by ons show kykers. Ja, soos 'n bietjie geraas in die agtergrond hoor, ons is so 'n bietjie in die nywerheidsgebied, hierso by ons Hoofborg Metro. So ons gas vandag, slot van FNB Unam, Diamando Chombe. So welkom vir ons show, Diamando. Dankie, is lekker om hier te wees. Ja, so julle het ook 'n groot game natuurlik hierdie komende naweek teen United. Vertel ons 'n bietjie hoe daai prentjie lyk. Ja, ons het 'n groot game teen United. Ons is nogal opgewonde vir dit. Wat moeilik is vir ons is posisie op die lot nou. At the moment we're 5th, looking to get into the top 4 this weekend with a win. We have a game in hand, but as usual, United is never an easy game. It's a very physical game, especially on their pitch. So hopefully the crowd will be good to us, as we haven't had a lot of home games. But we do travel well now and then. But we're excited and the team looks good. Like practice yesterday was really good. So we'll see how it goes this weekend. Okay, I think as ik jou moet vragen, Diamando, kijk, zoals ons vroeger gepraat het, je gezegd, hierdie seizoen was een beetje tough. Jullie was laatst jaar in de finals. Hierdie seizoen is jullie bijna op die pad. Hoe heeft dat voor jullie geaffecteerd hierdie seizoen? Zoals je gezegd, 4 wedstrijden away from home. Hoe was dat? So last year was it. Last year we were more rounded off team. We had all our specialist players, our hooker, our locks, our 8th man, scrum half. Everything was aligned to what we tried to do on the field. This year we had a few disruptions with a few players leaving, one of our coaches leaving, injuries and so on. And then on the road, we were on the road 4 games in a row, so it was tough. Can't remember, our first game was, I think Western Suburbs? Yeah, we were Suburbs away. Yeah. And we all know how derbies go. You can see that derby in any of the others, like Falcons, Rehoboth. You never know which way it's going to go. But I think that was one of the main reasons. Being away 4 games in a row is a bit tough. We were supposed to have one in the middle. It was the Falcons one, but those games were postponed due to the rain. Yeah, boy. But it was good being at home last weekend. It was really good being at home, seeing the Unam family. It was a very good feeling playing at home. But we're away from home again, and you just have to show up. Yeah. So, baie keer gebeur dit ons nou met 'n klub dat hulle so bietjie victims of your own successes. As die span begin goed doen, dan kry ons aanbiedinge van oorsee af. En dan is dit 'n bietjie diepte nodig om ver te kom in die liga. Dit is wat ons diepte is nog nie waar ons dit laas jaar gehad het nie. Veral met in specialized positions, soos in ons hakkers, ons slotte en so aan. Dit is net 'n paar slotte. Dit is jong slotte wat nog opkom. Dit is jong hakkers op die oomblik. Soos Marshall van die onder 20s. Hy is nog baie jong, maar hy is baie belovend in wat hy kan wys. Maar ons het nog 'n paar ouens wat terugkom. Soos Odie wat nou terug is. Odrie Mouton. Ja, wat nou terug is, hy het 'n goeie wedstryd laas naweek gehad met 2-3. Hy bring ook vir ons daai go forward ball, daai tipe goeie. So
ons op die oomblik voel ons piek op die regte tyd. So as ons die wen die naweek kan kry, vat ons dit naweek na naweek, kyk waar eindig ons op. Zoals je gezegd, kijk, je leidt een game in hand. Ja. En die wedstrijd tegen Trasco United gaat een groot wedstrijd zijn. Dat bepaalt ons seizoen, basically. Exactly. So als jullie zelf weet, I mean, any camp, die span camp, als jullie met Trasco United wint, dan is jullie in die top 4, dan is jullie kans om nog deur te maken in die semis. So, vertel me een beetje, hoe belangrijk is het voor jullie om hierdie game, diezelfde momentum bij te dragen zoals die vorige game, en om net lekker te jollen en die results te krijgen? Basically, van onze eerste game af was het moeilijk voor ons, elke naweek, in en uit. Ze hebben een paar knocks gevat, een paar floppen. So, van laatste naweek af, of van Falcons game af, was het alsof ons elke game zoals een finale behandelen. Van als, if we slip up, we're out. And this weekend it's the same. If we slip up, we're out. We're not going to the semis. So you go in with that mentality of, this is a final. If we lose this, there is next weekend, but there's nothing after that. So this weekend, if we can get the win, we can get our heads up, we can get our confidence back or higher, because we got it last weekend, we got the win last weekend. So a win this weekend would be very important in how we go to Kudus, into the Kudus game next weekend. So, Kudus is definitief een baie groot wedstrijd, maar zoals jullie weten, kijk, ons is met Diomando Tsambe, hij is een voorspeler van Dunamse span. So, ons gaan nou eerst bietjie vir 'n advertentiebreek, dan is ons terug, ons gaan Kombuis toe, dan begin ons die kos gereed maak, maar dit soort van 'n klein surprisetjie vir julle in die Kombuis, so bly ingeskakel. Okay kykers, julle het gedink ek sal 'n episode van Gooi Kolle mis, nooit nie. Ek is hier so in my braaihoekie saam met Edward, een van die spelers by Wanderers. Is jy opgewonde vir die naweek? Ja, ek is baie opgewonde. Dit is 'n groot wedstryd wat wag. Ek sien as julle hierdie een wen en as julle guaranteed eerste plek. Yes, dan maak nie saak wat gebeur het, dan gaan ons top of the log eindig. Okay, maar soos ons gesels het bietjie, weet ek dat die Wanderers span vol sportsmanship is. So wen of verloor, julle gaan wegstap met 100%. Wat like victory op julle skouers. Maar ons gaan vandag 'n simpel hou by Gooi Kolle. Ons het besluit ons gaan maar 'n smash burger maak met Brian se famous sousie wat hy vir my geleer het om te maak. So ek gaan vir jou los om bietjie vir ons te spice. Ons gaan simpel hou soos ek gesê het. Ons het sout en peper en barbecue spice wat ons opsit en dan gaan ons brei te beweeg. Maar voor ons beweeg, soos ons gesels het, ons het hier so eerste jaar by Wanderers. Right, en die eerste span gemaak saam met die eerste trei so. Vertel ons bietjie van waar af het jy gebeweeg en wat het gemaak het jy hierdie keuse vat om hiernatoe te kom? Ek het senior rugby begin speel in 2023. Toe begin ek my eerste jaar by Reebord. En ek het daai jaar klaar gemaak by Reebord van die onder 20s af, sommer vroeg ingeval. En toe die volgende jaar, dus my tweede jaar af, my senior jaar by Reebord, ook goed gedoen. Ons het net semifinaal gemis en toe ek besluit nou hierdie jaar om, ek is nou tweede jaar by wat ek studeer, besluit ek om Benoni te kom trek, want dit is net 'n beter finansiële besluit en ook ek voel ek kan beter ontwikkel word deur coach Daryl, coach Dirk, Sean en Gert daar by Wanderers. Besluit ek nou kom Benoni toe en was my eerste senior jaar hier by Wanderers. Okay, jy het daar gesê is jou tweede jaar wat jy studeer. Nou, ek het nou klaar geswat en ek weet dis nou die tyd van die jaar waar die eksamen begin. Maar op dieselfde tyd is jou rugbywedstryde, die oefeninge is intens. Jy moet seker maak jy's mentally reg. Hoe kry jy nou jou leertyd in? Hoe balance jy nou jou oefen, jou speeltyd, jou leertyd? Hoe doen jy nou alles? Dit is altyd 'n moeilike vraag om te antwoord, maar wat ek probeer doen is ons oefen maandag, dinsdag en donderdag. En dan probeer ek om by die skool, en altyd sê maak as ek miskien vroeër klaar, probeer ek maar om in te sit en so 'n bietjie nog met die notas te gaan en enige tyd wat ek afkry, probeer ek goed inpas, want die eksamenrooster is ook bietjie hektiek. Ja. Omdat ek einde van die maand al begin en dis ook wat nou wag is semifinale en finale van die rugby. So dit is bietjie moeilik, maar soos ek sê, ek probeer elke oomblik wat ek kry, probeer ek nog om net is moeilik om te catch up.
So ek probeer om in die lyn te bly. Okay, nou kom ons toets gou jou multitasking abilities terwyl ons gesels het jy vir ons kan spys van ons moet 4 toe beweeg. Yes, as ons hierdie 100%. burgers wil eet. Ek is opgewonde vir Brian se sous. Jy kan sien hier's tomatiesous, hier's gherkins. Sommige mense noem dit suurkomkommers. Ek het dit vir die eerste keer gehoor. Hoor ek nog Hierdie met jaar jou? is suurkomkommers of gherkins. Jy kan maar besluit wat werk vir jou. Maar jy kan so lank vir ons spys. Nee, ek Terwyl sal jy vir begin. ons spys, vertel gou vir ons jy kom van Reeword af. Wat het Yes. vir jou besluit geneem om Wanderers toe te kom? Van al die spanne wat ons het hier in Windhoek. Jy's by Wanderers. So wat ons begin met die 120s, toe was ons met baie goeie coaches besig. Coach Ryan, Coach Serge en almal. Nou, 'n coach Daryl wat nou die hoofafrigter is by Wanderers. Hy's broer saam met die wat saam met die hoofafrigter was. Wat nou aangegaan het en toe soms het hy ook vir ons gekom help en ook vir ons want hy's 'n baie goeie defense coach. Toe kom help hy ons ook om defense te doen en ook sy experience wat hy al gedoen het want hy was ook deel van die system met ons te kom deel. En daartoe soos hy vir my gesê het, die jong talent gesien en toe besluit hy net van daar af hy wil graag en hy het my elke keer gevra ek moet Wanderers toe kom en hy het al hy groot plan wat hy met my het om my te ontwikkel en so aan en toe elke keer het ons maar net uitgestel omdat ek graag wou in Reebok gespeel het. En toe besluit ek nou hierdie jaar om so die finansiële besluit en ook om binne toe te kom. Besluit ek is 'n maklike besluit ek wil by Wanderers wees ook want coach Daryl het 'n plan met my en hy het hy verhouding wat hy met jou het as 'n speler. Ek het gemaklik met hom as ek kan met hom praat as hy miskien nie speel nie, het hy ook verhouding met jou om te sê, nee, dis hoekom jy nie speel nie of dis die rede, dis hoekom jy afgehaal is. Na elke game gooi vir jou daai recap hier en sê luister werk aan hierdie, probeer aan hierdie, fokus op hierdie strength en jou so gaan dit. So daai keuse om Wanderers toe te kom, was nie 'n moeilike een nie. Dit was glad nie. Want die verhouding was klaar daar met die coach soos jy sê. Yes. Maar ek dink jy moet bietjie vinniger spys en hy kolle roep ons. Hulle begin roep ons. Maar jy seker nie 'n stranger vir 'n braaivleisie. Ja, glad nie. Nee, Braai elke aand daar in Reebok. Ja, ek dink dit is 'n goeie keuse dat jy hierso vandag is dat ons lekker burgers kan eet. Ek kan nie wag nie. Yes, maar ek dink seker hoe prepare jy jouself nou mentally, emotionally, physically weet ons jy oefen nou seker om daar uit te kom maar vir die naweek nou om nou hierdie game te speel teen die Kurus. Dis altyd 'n ander game. Daai eerste jaar wat ek teen Kurus gespeel het ek altyd gesê dat ek gevoel ek is by 'n wêreldbeker. Omdat die skare en die musiek wat speel en alles. Was Ja, dit van net die altyd Kurus, so. die hele Walvis kom altyd uit. Hulle kom en hy is een van die grootste support systems van die Kurus. En ek dink is ook hulle is 'n dryfkrag. En dis altyd 'n groot ding. Die mense skree vir Kurus en is net 'n ander daai eerste jaar kry ek so hoendervlees as ek daar teen die kantlyn staan. Oor die Kurus se support. Die Kurus se supporters en die comments wat gemaak word, die musiek wat speel en alles. Yes, maar terwyl ons steaks hierso lekker braai, ons gaan gou 'n bietjie gaan kyk wat gebeur in die Kaap en wat gebeur hierso in die kus in Namibië. Ons is net nou terug en hopefully is ons steaks klaar, dan kan ons die burgers begin. So moet nêrens gaan nie, ons kom nou. Good afternoon. We're here at Narwhal Rugby Field, busy preparing for our first league match against VAP in the Premier League. The Dana, we were registered under the Dana, but our team's name is the Dana Sig. We had a talk between two coaches, myself and Coach Daniel Bock, that we want to join the two teams and give the players the opportunity to play at a higher level and have more and better experience on the rugby field. So this year we joined
his school, my school, first team. We joined and we formed the Dynasach brand. We're all excited, and the preparation is going good. I think our boys are well prepared for this coming Saturday at 12 o'clock, Sparta's rugby field, where we're going to compete in our first match. I'm very excited for these players, and having this experience. It's the first time in 6 years that the Dana plays Premier League, and yeah, we are on our way. Our players are well prepared. I think the structure we're working on, hopefully they can stick to the plan. You know, it's all about the plan. It's all about having the plan and executing the plan. But we've got nice senior guys that stood up and taking lead in certain positions. We are a fast playing team. We love to play the ball on the back line, and we love to play it in the forward. So there's a bit of surprise in both senses of the word. Injuries wise, we have a couple of niggles, but the guys they are healing up good. But the starting lineup for Saturday is going to be lit. I'm telling you. So the Dana and the Dynasach, we joined together, the two schools. People are thinking of what is the reason around it. Well, these guys, 2006, 2007, 2009 boys, they were reared up in Narwal Primary School. So all of those kids plays for two different schools. And in 2000, a couple of years ago, these kids, they were a very good team. And we thought, let's give them the opportunity to be together. Because having half of your good players in the one school and other, it is frustrating, you know, playing a lower league and you're playing against one another and you're fighting for a bone that's at the end of the day, your sponsorships, the guys seeing you as nothing. In the Premier League, there's sponsors, there's guys that wants to be involved in the school, in the rugby team. And currently we don't have a main sponsor. We're looking for one, and we are working towards people noticing our kids from the streets from Narwal having the opportunity, kids from Quisapon having the opportunity to play at the highest level in the NSSR this year, 2025. My name is Petrus Diedrichs from Dynasach. I play for the Dynasach. We are going to play our first match against VAP, Windhoek Afrikaans Privaat School. Our preparation was good. We have a strong backline, strong forwards, and as well as our coaches, they put effort into this team of us. It's actually it's our first time playing Super League as Dynasach, but the Dana played Super League before. But for us, it's a great experience, trying to be the best for our players this year, and for the guys leaving this year, the senior players. So we are building a foundation for the youth. It's a great experience to be part of the NSSRU. Yeah, we have been playing years for Dynasach. Now we join together with the Dana, so we can combine a team to play Super League. My name is Dave Nyambe. I play for the Dynasach High School. I'm the captain for the team. I started playing rugby at the age of 15, and I'm 18 years old now, and I'm playing in the Super League. It's going to be a great experience playing in the Super League, because we've definitely not played against these teams, and it's going to be a tough time for us to face. Our team put a lot of effort for this weekend's game, and I believe
we have a strong foundation to play against Windhoek Afrikaans Privaat Hoërskool. My expectations are that my team will be able to beat VAP. Taking flight has never been easier. Paratus is introducing Sky-Fi internet packages with speeds that will have you reaching for your seatbelts. Starting from $500 Namibian excluding VAT per month, with speeds reaching up to 10 megabits per second. There's even a prepaid option where you can top up your Sky-Fi internet for just $15 Namibian per gigabyte. No contracts, no fuss. Visit your nearest Paratus branch to find out more. Or go to paratus.africa/Namibia to sign up online. Always prepared, Paratus. Maar ons gooi kool hier so uit die Kaap uit. Mooi weer. Dis lekker en lekker tyd in die Kaap eintlik. Selfs as mense wil kom kuier in die Kaap, as jy wil kolle gooi in die Kaap. April, Mei, eintlik lekker maande om te kom kuier. Baie lekker maande. Jy kan nog 'n warm ding aantrek en plakkies loop. So dis perfekte weer eintlik. Twee kortbroeke. Jy kan een later uittrek. Dis heerlik. Die Kaap is mooi, dit soos windstil. Dis eintlik lekker daar vir golf en cricket en allerlei sporte. Lekker daar ook vir 'n vuurtjie aansteek. So kolle gooi gaan ons verseker doen, maar as ons een beteken met 'n rede hê vir 'n vuurtjie. En 'n goeie rede is Verenigde Rugby Kampioenskap rugby. Altyd lekker, want daar's ietsie omtrent 'n rugbywedstryd en 'n koeltjie en 'n vleisie. Vir interessantheid, dit is nou naby die uitspeel. Die komende naweek is nou interessante wedstryde nog. Suid-Afrika se spanne speel nog weer teen Wallis se spanne. Maar soos dit tans lyk dit of 3 van Suid-Afrika se spanne in die uitspele gaan wees, 2 gaan moontlik of gaan tuiswedstryde hê. As jy so kan vorentoe kyk, dalk Leinster is nou daar nommer 1, maar die Bulls en die Sharks wys goeie vorm nie. Ja. Stormers probeer so 'n bietjie ook bykom, maar hulle gaan 5de eindig. Maar veral die Bulls en die Sharks, hulle wys of hulle kan goed doen. Definitief en ons het al baie keer daaroor gepraat, die belangrikheid om jouself op die punteleer te kry waar jy jouself 'n goeie guns kan gee om aan 'n uitspelrondes betrokke te wees. Nou, ek weet as jy my gevra het 'n paar wedstryde terug, so ek veel gesê, jong, ja, ek dink die Stormers sal daar wees en dit is as toeskouers en ondersteuners in die uitspelrondes nou, maar hulle het hierdie laaste tuispaar wedstryde wat hulle gehad het, regtig baie goed presteer. Die telbord het hulle self ook nou hulle self 'n guns gedoen om daai bonuspunte te kry. Tuiswedstryde herhaaldelike kere al bewys van hoe belangrik dit is. Maar ek wil amper vir die persoon sê wat wil waag om te sê wie gaan waar speel teen wie wanneer sterkte. Want die punteleer is van so 'n aard, daar's tussen party spanne is al groter gaping wat jy sê okay, weet jy wat, jy's redelik verseker soos die Stormers in 'n 5de posisie. Die Bulls redelik verseker van daai 2de posisie. Die Sharks daarteen, hulle werk nou nog vir daai een op om hulle self 'n beter span te gee teen wie hulle in die uitspelrondes gaan speel. So die 3 Suid-Afrikaanse spanne, alles nog om voor te speel, maar dit is moeilik. Op alle waarskynlikheid hoop en glo ons dat die uitslae van so 'n aard sal wees dat hulle die beter spanne kry in die uitspelrondes. Ja, verseker. Nou laaste vraagie, nou ons by gooi kolle uit die Kaap uit. Is dit drywe stompies of is dit maar kameeldoringhoutjie? Hoe gaan jy die naweek maak? Die Namibiese houte brand dan bietjie beter as die Kaapse wingerdstokke. Ja, sien, jy sit nou daar in die posisie, Arie, jy sit my nou in 'n redelike lelike posisie, want ek reken dat die limonades van die Kaap is van hoogstaande gehalte en balans is belangrik. So as ek die Weskaapse kom ons noem dit dan nou maar limonades gaan benut, reken ek sal of op kole moet braai om die noorde te betrek of moet uitvind wat se hout hulle daar gebruik, want balans is van kardinale belang en dan sal ons om die Durbaniete deel te maak, sal ons maar in plaas van narkies piesang sê. Ja, absoluut. En nou daai limonades is waarskynlik goeie cultivars waarvan jy praat. Ja, baie goeie oesjare. Ja, hier is 'n hele paar goeie kellers in die Kaap. So ons gaan lekker kole gooi hier, die tyd Kaapse kole en ons kyk uit wat lekker vir Verenigde Rugby Kampioenskap en ons gaan die vure hoog laat brand.
Okay, kykers, ons vleis is amper gereed en dan kan ons gaan en ons burgers maak. As jy confident in hierdie vleis wat jy gebruik. Baie confident, hy gaan baie lekker smaak. Ek glo so. Nou, a little birdie told me dat jy deel van die nasionale toetsspan is vir Namibië. Nou, dis 'n baie groot eer. Dis 'n baie groot eer. Jy moes seker baie hard gewerk het om deel te wees van die span. Nou dat jy deel is van die span, vertel ons bietjie, hoe voel dit? Is die pressure daar of die druk is daar, man. Die druk gaan definitief daar wees want die kompetisie is baie goeie kompetisie maar is ook gesonde kompetisie en ek voel mos nou ek moet nou wys en baie om te wys omdat ek as 'n jong ou is wat nou probeer deurkom om in die span te kom. En daai dag wat ek die brief gekry het van coach Jacques af, die dag was nie so lekker, die hele tyd net so aangegaan, sit nog daar in die kar. Toetse was moeilik en so aan en toe. En ek het dink kry, dag is gemaak. Ek bel onmiddellik my ma, my suster, vertel hulle grootste smile in die hele wêreld. Ja, nee, ek self so glo. Dus ek sê dis 'n eer om deel van die toetsspan te kan wees. Nou, jy speel nou al rugby vir 'n tydjie. Eerste jaar hier so by Wanderers, maar ek wil 'n bietjie hoor hoërskooljare, rugby gespeel? Ek het rugby gespeel en op laerskool het ek van graad 6, vanaf ek 6 jaar af speel ek rugby en toe kom COVID mos daai 1 jaar, was daar so 'n bietjie nie rugby nie en 2022, toe was dit al soos my breakthrough jaar waar ek net uitgekom het, ons speel ook in die Superliga, Lemmer skryf in die Superliga. Ons begin dit doen en dan elke game was dit 'n goeie performance. Ek was ook kaptein. Elke keer kom die manne na my toe en vra my hoe was die game en so aan. Dit was al soos my breakthrough jaar uit 2022. Okay. Soos ons twee nou gesels het agter die skerms, het vir ons kykers vertel, jy wou oorspronklik medies geswat het. Dit was jou eerste keuse om medies te swat. Dink jy sou nog vandag rugby kon gespeel het as jy toe op die einde medies geswat het? Ja, soos ek gesê het, van kleins af wil ek regtig net medies geswat het. Van die hele tyd sê ek wys ek gaan 'n dokter wees, ek gaan 'n dokter wees. Ongelukkig die lewe het uitgedraai soos ons dit wou hê nie. 2021 was 'n baie moeilike jaar vir ons. Toe word ek half gedwing in die besigheidswêreld in en ek soos nou gaan ek dit nie enige ander manier wou gehad het nie. Dis wat ek het nou regtig 'n passie vir dit. Alles werk maar altyd uit soos dit moet. Maar ek dink ons vleis is klaar en ons burgers roep vir ons om te begin. Jy kan maar afhaal vir ons. How do you like your steak? Well done. Ek like so well done, maar daar's baie mense wat hy medium to rare goed is baie likes. Ja, nee, ek verkies maar ook 'n well done steak. Maar as hulle sê as dit so bietjie rooierig is, dan is hy op sy lekkerste. En hier so 'n paar stukkies wat ons al sien, Brian, hulle gaan vandag 'n bietjie in between halfway through. Maar kom ons gaan hierso. Ek dink ons gaan eers ons vleis chop en dan sit ons dit een kant. So terwyl jy daar besig is, gaan ek ons broodjies bietjie botter. Okay, so ons doen hom nou 'n steak burger. Yes. Obviously we all like burgers. Jy het niks teen 'n burger nie, right? Gladie. Wat sal jy op jou burger sit wat jy sal sê is uniek vir jou? Of as jy maar net 'n simpel ou jou van jou burgers. Simpel ou, enige ding wat vleis het, gee dit vir my. Solank jy vleis het, is dit fyn. Ek is 100 met hom. Ek was een keer ook in Walvis gaan eet ons by Steers en ons koop nou vir my pa 'n daai vegetarian burgers en hy eet die burger en hy vra my, "Wat is op die ding gesit? Die proe nie vir my soos vleisie." Was ons nie letterlik geskel omdat hy die regte vleis op my burger. 'n burger moet 'n vleis hê. Jy sê jy moet. Nou sê gou vir my hierdie naweek se game, soos julle gesê het, wen of verloor, julle stap weg trots, maar op die einde wil ons tog maar wen. Wil tog wen. Julle ry vandag môre? Ons gaan môreoggend gaan ons ry met die span met die bus en dan. Ek vermoed ons gaan ook na die game onmiddellik sommer terugkom. Het jy al jouself geprepare vir hy, soos jy gesê het, die support system van die Kudus, hoe jy dit moet? Elke dag probeer visualize ek al klaar. Mense kan nie eens die spelers hoor op die veld soos die mense aangaan. Ons gaan maar op die bors vat. Nee, maar ons glo julle sal ook julle eie supporters daai het, soos ek my kykers gesê het. Ek het vir julle gesê ek gaan kus toe en ek het nie gejokkie, maar ek kon net nie vir gooi kolle gemis het nie. So dalk sien ek julle daarso en dan gaan ek is eintlik 'n Kudu girl. Ek gaan nie vir lieg, ek is van die kus af. Ek is van Walvis, maar ek sal maar 'n draadsitter wees vir môre. Ek sal maar net vir julle kyk. Okay, as jy klaar is met ons steak, kan jy dit maar terugsit sodat jy ons tomaties kan sny. So jy kan vir my terugsit. Ja, ek sal maar môre 'n draadsitter wees. Die Kudus vir my nie vir my kom nie. Okay. Ek moet mos nou maar net. Of kom ons kyk op die burgers, dan sal ek besluit as ek 'n draadsitter of 'n kudu môre. Okay. So as jy ons tomaties gesny het, ons het besluit ons gaan lettuce,
en dan tomatie, onze vlees, onze kaas en dan Brian se infamous saus. Hy het agter die skerms bietjie vir ons gekom. Hy is een ding vir wat ek uitsien, die sous van Brian. Die sous van Brian. Ons het nou een ingredient vergeet, maar gelukkig is Brian 'n soort van 'n masterchef, so hy het geïmprovise met hierdie hele goedjies. Okay. So is jy gereed vir die eksamen? Ek moet vra. Dit is 'n moeilike een, soos ek jou gesê het, dit begin nou al klaar einde van die maand en moet die op komende games gaan dit maar 'n moeilike een wees. Maar ek gaan my bes te gee. Soos ons sê, die studies kom ons maar altyd eerste. Okay, ek dink ek het vir jou gevra nie, maar wat studeer jy? Ek studeer procurement and supply chain and logistics. Is dit nou ter wille van die besigheid, die familiebesigheid wat jy oorgevat het? Wat ek oorgevat het, voel ek dis die beste ding. Ek dink ek op my neef het dit ook geswat en ek like dit regtig as ek sien die goedes wat hy doen. Stel ek reg belang in dit en dit gaan net die besigheid ook net 100%. Ja, en soos jy sê, 'n familiebesigheid is iets wat jy ook kan oorgee eendag, so jy wil dit maar nou bou. Soos vers wat jy kan. Maar ek dink ons gaan hierdie burgers offscreen moet klaarmaak want ek kan sien hoe dit nou bietjie besig gaan raak hierso. Maar weet julle wat, Henny is by die Nampo Expo in die Vrystaat en ons gaan bietjie gaan kyk wat doen hy daar terwyl ek en jy hierso klaarmaak. Want ek is honger. Ek nou vir sê. So kom ons gaan kyk wat doen Henny. Sê. Yes, en welkom hier by Nampo Park, al die pad van Namibia af. Brian, gooi kole span, ons is hierso in Botawil by Nampo Park. Ons gooi kole lekker uit die Vrystaat uit. En ek's baie bevoorreg om vandag vir Faitjie hier te hê wat ons kan bystaan by gooi kole. Vertel ons bietjie Faitjie, julle is so by Nampo betrokke, julle het 'n fantastiese stalletjie hierso. Baie dankie. Hoe ondervind julle dit? Ja, soos wat jy kan sien, dit is baie besig. Hierso gooi ons het kole in ons speserye wat van die manne koop uit die busies weer. Ek is nou 'n bietjie daar agter waar ek gegraan is. Daar gaan ek kole gooi. Ek het voeltjie oorvlei 300 skaap chops, so ja, ek dink ek gaan braai uit die bylaai. Yes, dit gaan fantasties wees. Ons is natuurlik baie gelukkig om vir Metro Fresh as een van ons hoofborge te hê vir gooi kole. En natuurlik is Six Gun Grill speserye ook beskikbaar by hulle takke landwyd. Ek dink Faitjie vir Namibië is dit baie belangrik vir al hierdie paar weke wat voorkom. Jy weet ons hou van braai, ons hou van kole gooi. Natuurlik met hierdie fantastiese spice maak dit soveel beterder. 10 keer beterder. So wat jy daar in jou hand vashou is Six Gun Hot. Nou daai ding werk as jy 'n bietjie van 'n spiciness hou. Nou wat is meer bekend in Namibië as 'n staanrib. Ja. So vir daai ou lekker suurlemoen, 'n bietjie witpeper, glo dit of nie, dit bring natuurlik 'n smaak van die skaap uit. Six Gun, jy kan die hot insit of jy kan die gewone een insit. En 'n bietjie aromat en jy laat hom staan om daai kole terwyl jy 'n tafel of ietsie anders in nuttig en net lekker kuier. Ja. En jou ideale tyd vir 'n staanrib? Hulle praat van 'n bierbreek. So jy drink 'n bier en dan draai jy hom om en drink jy 'n bier en draai hom om en drink jy 'n bier en draai hom om. 6 biere later, wat min of meer 2,5, 3 ure is, ek sal sê is 'n minimum. Dan kan hy afkom, maar ding moet saag wees. Deel van hom is, jy pouk hom. En as jy nou voel, hy kom lekker los van die bene af, kyk, hy wil nou nie sukkel nie, net hy moet ons swaalstande kry. As hy ook lekker afkom van die bene af en hy stroopsaag of doeksaag, dan is hy eers reg. So ek wil nie sê 3 ure nie, en ek wil ook nie sê 5 ure nie, maar draai hom gereeld, kook hom lekker stadig, lou en slou hom. Ai man, daai is net 'n koningskos. My mond water so van die Suidwes af. Weer terug daarna julle toe in die ateljee. Ons gooi kole hier by Nampo Park. Ons is verskriklik opgewonde en baie dankie Faitjie. Dit was 'n eer om jou op hier. Baie dankie en natuurlik gooi kole en dankie Metro.
denk wat ik kan zeggen is, dat lijkt definitief baie lekker daar bij hen in Zuid-Afrika. Hij is daar voor de NAMPO-event, so het is definitief opgewonnen voor hulle. Maar Andrew, ons het een groot naweek aan die gang. Als je kijkt aan die fixtures wat ons dit weer in de naweek is, daar klomp wat overal gebeur. Ons het rugby aan die gang, ons het Dipmarine Premiership, dan is de Costafa onder 17's kampioenschap ook aan die gang. En dan is het definitief die ultra marathon of wat ook al die dingste naam is, hierdie van 500 kilo's wat die ons ook doen. So ja, vertel ons bietjie, wat is die hoogtepunte vir die naweek? So daai Munga Grid Leader is die bergfiets races. So 500 km vir die ernstige manne. Ek dink Trikus Kutse het ook weer ingeskryf wat dit tevore laas jaar gewen het en so. So dis 'n groot uitdaging vir die Pierre Lambert ook is ook een van die lang asems en dan ons vriend Nabil Rowiati en daai tipe ouens wat wat ook deelneem in die so 3 dae wat die ouens so een skof as jy eintlik waterpunt of baie support op die pad is maar op jou eie en so is dit maar vir die ernstige fietsryers. Ek het ons 20 kilos al gedoen en ik heb amper dood gegaan met 20 kilo zo. 500. Nee. is een beetje te veel. Diamant, voor ons aangaan met onze fixtures. Ik wil Bill gehoord. Hoe lijkt jou, als je niet bezig is met oefening is, of bezig is met rugby is, nee. Met wat is je bezig? Hoe lijkt jou daily routines en die soorten goed? Gewoonlijk in een normale dag. Zoals in die week zal ik ochtendtijd 5 uur, 6 uur gym. Dan ga ik werk toe. Okay. Ik werk my occupation is a health and safety officer. Health and safety officer. Okay. Yeah, so I do that from my 9 to 5 basically. After that it's training again, but I do a lot of things. Like I have a side hustle basically with friends. Okay. We rent tents and so on. If you're ever looking for a tent. If you guys are looking for a tent, then you heard it. So do you guys like do you guys rent out the tents? Yeah, so we do the rental, the setup and so on, and then we come get it again. Daar hoor jullie van die man af. So Andrew, als je dalk misschien een tent nodig, een van jullie dijk kan je voor diamanten definitief bellen en hij zal je uitsorteren. Oké, and then apart from the side hustle? My friend, three of my friends have a MMA gym. So okay. I also do that on the side. You also do MMA? Yeah. Die slaan goed. Nah, just as a hobby. Oh, okay. As a hobby, like I'm not going to go compete or so. Yeah. But shout out to them. They Kosoto MMA. So they do a good job. Yeah. Veya Inda, Geraldo Bok and John Morgan. Okay, Veya Inda ken ik baie goed definitief. Yeah. So it's their gym. I usually go to them once or twice a week when I can, if the body allows it. Yeah, just to practice. They keep you fit as well. Again, for those contact situations and so on. Maar it's definitief. So it's baie jong. Yeah. It's a lot to keep up with. So you try to keep active. Yeah. To keep you away from the other stuff. Like play paddle a bit and so on. Like if someone tells you, come play paddle a bit with us, or come play tennis or so. Yeah. Avail yourself just to keep active. Yeah. Keep the body going. If you stay still too long, you start to become lazy. Yeah, bro. And you don't want to do that. You don't want to do that. You always want to stay. It's difficult to start again. Speaking of doing different things, so you told us at school you didn't actually play rugby, or just take us through what sports you were doing at school. Rugby wasn't on my pathway. It was in my family from my mother's side, because a lot of my uncle Ibn Isak, Elkino's dad, he used to play in Namibia. You can see clearly that Kino got all the talent from him and so on. But rugby wasn't on my pathway. I used to play soccer, used to swim. I did gymnastics and so on from a young age. And then I left it, I think I was 13, so I left the other sports and then kind of touched on rugby, see how it is. So grade 8 played a bit, grade 9 played a bit, but not really. And then left at grade 10, played a bit in grade 11, but it was never decisive. It was just touch and go, It was just touch and go, because the family was asking, why aren't you playing rugby? And after school, I somehow ended up in the under 20 team. And then it just went forward from there on, and then I ended up in Scotland, came back from Scotland,
ended up in the touring squad last year to Uganda. So it was very unexpected, my rugby journey and so on. But I'm glad it happened. Rugby taught me a lot. It took me to a lot of places. I can only thank rugby because it did good to me. It took me to the UK, it took me to Madagascar, to South Africa. Seen places that I wouldn't choose to go to, but it's good to experience it, especially with a team. I think it's better than traveling alone. Yeah. Even though some people would prefer it that way, but I think they never traveled with a team. Because there's a lot of stories, a lot of good times, a lot of bad times. Like losing on tour teaches you a lot more than winning on tour. But winning on tour is obviously more fun. Yeah. But yeah, rugby has taught me a lot, especially a lot of stuff that I take into daily life and so on, like to stand up on every day, get yourself going, keep on pushing on the discipline, all those stuff. Ja, vir iemand wat nie sport gedoen het nie of wat nie interest gehad het in rugby om so ver te kom is definitief iets baie groot, ja. Surprising. Andrew, voor ons die kos kry wat ons nodig, ons ken daar's klomp wedstryde aan die gang hierdie naweek. Ons het gestop by die Ultra 500 km dash. Ons ken daar's NRI wedstryde aan die gang. Ons span, ongelukkig nog nie, ons nie, ek sal nie daar wees nie, Andrew sal ook nie daar wees nie, maar daar's groot wedstryde op die kus. Interhoor is aan die gang op die kus, dis die Interhoor tussen Pro Ed en Walvis Bay Privaat Hoërskool. En dan op dieselfde tyd is dit nou die wedstryd tussen die eerste span op die log, wat FNB Wanderers is, wat teen FNB Kudu speel. Dit is een van die groot wedstryde aan die gang hierdie naweek. Op dieselfde tyd is die wedstryd tussen UNAM en Trasco United ook net so groot. Van hierdie ons probeer nou baklei vir semifinaal posisie. So dis ook die wedstryd aan die gang. En dan het ons nog 'n paar wedstryde wat ons nog het in die NRI Premier Liga wat ook aan die gang is hierdie naweek. Soos by Kommersdal het ons Western Suburbs wat teen Rio Falcons speel. Op Reebord het ons Reebord wat teen Dolphins speel. En soos ek weer eens sê, is dit Trasco United en UNAM by Gemsbok Park. So ek sal definitief daar draai gaan maak met die ons. Enigiets anders wat ons het aan die gang hierdie naweek? Miskien as hy nie, ons kan net noem, nou Premier Liga sokker is natuurlik ook aan die gang. So die twee spanne daar van ons Katia wat in Windhoek is, ek dink Chula speel Saterdag teen African Stars by die Onafhanklikheidsstadion en ek dink KK Palace speel Sondag teen African Stars. En soos ek ook, ons het Veronica Malelo in studio gehad gister, Bucks Buccaneers speel ook teen die twee kussespanne in Windhoek hierdie naweek. So dis Blue Boys en Blue Waters. En voor ek vergeet, die Cricket Nedbank Desert Ice Challenge is ook aan die gang, dis die tweede naweek wat hulle nou aan die gang is. So hulle speel Sondag, as ek nie verkeerd is. So daar's ook 'n paar wedstryde aan die gang Sondag. Klomp sport aan die gang, Andrew? Ja, kry gerus vandag se uitgawe van Sportrap, bladsy 2, julle vol bladsy met al die tye en al die venues wat mense wil weet. Kyk kykers, ons gaan gou vir 'n advertensiebreek en dan is ons terug. Hoopelik is Patricia en Ed klaar met ons kos. Oké kykers, dit lyk die mense wat besig was by ons in braai area is klaar. Die burgers is opgemaak. Diomando, soos die presentation lyk. Lyk goed. Lyk chap, nee? Ja, ek sal nog net proe. Ek sal sê, maar miskien vir ons eerste happy voor ons dit doen. Hoe was die proses vir jou in die kombuis? Hoe het jy jouself geniet? Die dinge het geglei. Okay. Maar dit was net rustig. Patricia het my baie goed gehelp. En ek dink die man sal baie tevrede wees. Kom ons, dit lyk is juicy. Terwyl die man nog besig is om te eet. Soos julle vroeër gepraat het, you got to call up training squad wat jy die call gekry het. Ek dink jy is die enigste Namibier hacker wat gekies is vir die span. Hoe trots is jy vir die feit dat jy tot daai gekom het? Ek kan in die hart wil buitekant die body gespring het. Dus ek gesê het wat ek brief gekry het, ek onmiddellik ek voor hom na my maat toe, na my suster toe bel. Ek het gesien single my naam is regtig daar. Ek weet almal gooi hom op die familiegroep. Mense sê net baie geluk en so en die hele dag net smiles gehad. Ja, en ek kan persoonlik sê ek is baie trots op jou.
Ik heb je beginnen zien spelen op Dr. Lemmer toen je nog daar was. Ik heb je gezels gehad van je was nog kapitein van daaraf. Als je nu kijkt van die tijd af 2022, 2024, hoe vinnig je opgekomen bent in die sport. Speel nog voor Wanderers. Ja, hoe heb je het om deel te zijn van die Wanderers span in de rugby? Ik lijkt het redelijk, dus ik was wat Patricia gezegd. Het is net gemakkelijk en het is niet net hoe die mensen is. En het is net een gezonde environment om in te wees en om net van daaraf te groeien. Ja. Ja, toch wel. Nee, die man het gemaakt, bro. Surprisingly proved it lekker. Dank je. Welkom met man. Job well done. De burger is heerlijk. Patricia? Job well done. I can't take any of the credit. Ik was maar net daar te jou. Hoe was het? Ja, well done, Eddie. Hoe zie? Dan ken je recht de mannen wat hulle maak. Ons. Groot naamje. Groot naamje aan die gang. Speelt in FNB Kudus People's Club. Je kent hoe die mensen gaan van jullie plan met jullie geraakt. Zelf van jullie groot wedstrijd. So ik denk het is wel belangrijk dat ons allemaal eerst naast zit. Lekker kost eet, gereed dus voor die naweek. En ons zoals Michel altijd zeker maakt. Dat is altijd dat drankje voor ons. Net om die energie te geven voor die naweek. Zo ons het nou die Guava Delight. So Andrew, hier is de Guava Delight. Ik weet niet wat is en om niet. Ons maar pro en Ons maar pro en uitvind. Maar kijkers, zoals ik gezegd heb, het is een groot naweek. Maak niet uit wat jullie is niet. Op je kus. Hier in Windhoek, Reebord als wedstrijden, West End Sabbath Games. Hagingop Stadium is daar ook soccer, Kosafa, onder 17's kampioenschap, final is zaterdag. So, kijk maar waar jullie gaan. Ik ga definitief bij die Gemsbokpark wees voor die grote wedstrijd tussen Unam en Trasco United. En op zondag is ook een spannende gang. Maar boys, geluk met die naweek, geniet die games. En kom veilig terug Windhoek toe, dan Cholons verder. Dank je. Oké jullie? Ons gooi kolen. Gooi kolen.